Soos met ander sake in die skrif, verskil Christene dikwels oor profesie. Dit lei daartoe dat sommige mense Bybelprofesie as nutteloos beskou. Hoekom sou dit belangrik wees as selfs gelowiges nie ooreenstem oor wat dit beteken nie? Ongelukkig dink baie gelowiges dan dat sekere boeke, soos Openbaring, eenvoudig te moeilik is om te verstaan. In plaas daarvan om dit te bestudeer, vermy hulle dit, dikwels met die aanmoediging van 'n goed bedoelde predikant, wat meen dat die bestudering van profesie meer vrae as antwoorde bring. Dit was egter nie altyd so gewees nie. Gedurende die eerste 18 eeue van die Christelike geskiedenis het die meeste gelowiges Bybelprofesie goed verstaan en was daar 'n verrassende mate van eensstemmigheid oor die kernboodskappe daarvan. Dit is hoe God bedoel het, dit moet wees. 1 Korintiërs 1 vers 10 lees: Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Hierdie week gaan ons 'n paar belangrike beginsels ondersoek wat kan help om 'n bestendige en betroubare begrip van profesie te verkry. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 5 April. Hi, baie welkom by 'n nuwe kwartaal se Sabbatskoollesse. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2025 en hierdie kwartaal se opskrif is nogal interessant. Sinspelings, beelde, simbole, hoe om Bybelprofesie te bestudeer. Nou, ons is by les 1 vir 29 Maart tot 4 April en die opskrif is 'n paar beginsels vir profetiese uitleg. En hierdie week se geheerteksvers vind ons in Jeremia 9 vers 24. Dit lees: Maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Nou voordat ons open met gebed, wil ek net vir Wiets baie welkom sê en dankie dat hy ons weer help met die Sabbatskoolbespreking vir hierdie eerste les in ons nuwe kwartaal. Wiets, baie dankie, baie welkom. Baie dankie om David, dis 'n voorreg. Dankie dat jy altyd bereid is. Dis 'n riem onder om jou hart. Baie dankie. Dankie. Wiets, kan ek jou vra dat jy sal open met gebed vir ons? Okay, kom ons lei die oë. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons nou kan stil raak voor U. Dankie dat ons U les kan bestudeer oor hierdie interessante onderwerp. Ek bid, Here, dat U woord vir ons sal openbaar, dat die Heilige Gees deur ons sal praat en dat ons kan luister wat U vir ons sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Wiets. Wiets, Sondag. Sondag se opskrif is: Laat hy wat lees oplet. En wanneer jy in enige Christelike boekwinkel instap, dan kry jy so baie boeke wat oor Bybelprofesie gaan. En ons sal vinnig ontdek dat daar is verskillende interpretasies van die profesie. En niemand kan eintlik werklik die regte op die hamer op die spyker slaan met die profesie in hierdie Christelike boekwinkels nie. Ja, dit is verbasend met wat so verskillende dinge die ouens vorendag kom en Ja. hoe verskillend dit is. Ja. Soos die een outeur sê, dalk is die Bybel soos 'n ou viool. Jy kan enige wysie wat jy graag wil daarop speel. Dit is gevaarlik. Maar die Bybel self skryf nie so iets voor nie. Dit nooi ons eerder uit om te lees en te aanvaar dat God nie vergeefs praat nie en dat ons die waarheid kan weet oor wat hy deur sy woord sê. Amen. So kom ons lees hierdie paar teksverse voordat ons die vraagie vra op Sondag. Matteus 24 vers 15 sê: Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan hier gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. En Openbaring 1 vers 3 sê:
Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En Matteus 11 vers 29 sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Dan Jeremia 9 vers 23 tot 24 sê, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. So die vraag hierso sê, wat stel hierdie teksverse voor oor God se voorneme om homself verstaanbaar te maak? God wil graag hê dat ons hom beter moet leer ken en daardeur die Bybel te lees en in diepte te bestudeer. En deur net die Bybel te lees sonder om die regte gereedskap en die gesindheid en sonder die invloed van die Heilige Gees kan dit baie skade doen. Daarom is dit belangrik voordat ons Bybel lees om altyd vir God te vra om sy woord aan ons te openbaar, want self is dit vir ons onmoontlik om te verstaan wat daar aangaan. Ja, wat so interessant is, iets wat hy sê hierso, ons het die regte gereedskap nodig. En baie mense besef dat ons het gereedskap nodig om profesie te verstaan, en dis nou juist waar omtrent hierdie kwartaal se lessies gaan. Ekskuus. Dit is waar. Ja. Die vraag heel onder sê, iemand wat nie godsdienstig en godvreesend was nie, was besig om die Bybel te lees. Toe hy gevra was wat hy besig was om te doen, het hy gereageer, ek soek 'n skuiwergat. In Engels noem ons dit 'n loophole. Ekskuus, waarom is dit juist die verkeerde gesindheid om te hê wanneer God se woord gelees word? Ja, as 'n mens ietsie ondersoek om fout daarin te soek, dan gaan jy fout kry. Want 'n mens kan fout kry met enigiets. Daar is niks waarmee jy nie fout gaan kry, waarmee jy nie ongelukkig kan wees, wat jy nie kan sê, ja, kyk hierson nie. En jy, wat jy soek, gaan jy vind. Ja. Baie duidelik. En daarom, soos wat jy gesê het, en die lesie ook vir ons tereg sê, die regte gereedskap, die inspirering van die Heilige Gees, die regte gesindheid, om te soek wat is waarheid. Anders gaan 'n mens nie die stem van God hoor nie, en dis 'n probleem. Ja. Dis waar. Wits, baie dankie. Ek is baie opgewonde vir hierdie kwartaal se les. Profesie lê baie na in my hart. Ek is Bybelwerker vir die konferensie. En gereeld het ek te doen met profesie, om dit mense te help om dit in die Bybel te sien en te verstaan. Maar onder andere gee ek Bybelstudie ook vir mense wat nie Afrikaans praat nie. En ek ken nie hulle taal nie, ek kan so 'n woordjie hier en daar. Dan moet die mense in Engels praat, en hulle verstaan ook die Engels 100%, en ek kan ook die Engels baie goed praat nie. En dan raak dit frustrerend. En ek bid die Here, Here asseblief gee my die gawe om in daai mense se taal te kan praat, soos ek in my eie taal kan praat, want ek het hierdie brand in my hart, hierdie begeerte om die evangelie, om die waarheid aan hulle oor te dra met passie. Maar dis asof ek geblok word, want daar's daai taal, ekskuus my Engels, barrier. En dis nou juist met hierdie gedagte wat maandag se les mee begin. Die opskrif is, God wil hê, ons moet hom verstaan. Nou God sit met amper 'n selfde probleem, maar 'n ander probleem, wanneer dit kom met, as hy sy wil en sy woord aan ons wil oordra. Ons lees in Jesaja 55 vers 9 wat sê, want soos die hemel hoër is as die aarde, sê hy, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Sien, dit is nie dat God nie die woordeskat het. Hy het die woordeskat. Die probleem lê by ons. Ons het nie die intellektuele kapasiteit om alles te verstaan wat God in ons wil oordra nie. Nou hier is 'n paar teksverse wat gegee word vir ons om na te kyk wat juis hierdie punt uitbring dat God se gedagtes is ver bo ons gedagtes. Soos ons nou gelees het in Jesaja 55 vers 9.
En die eerste een wat ons gelees is Psalm 139 vers 1 tot 6. Dit sê: Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver af my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, en ek kan daar nie by nie. So hier weer eens sê hy, Vader, U weet alles. Vir my om dit te probeer begryp, gaan my te bowe. Psalm 147 vers 5 sê, Ons Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Romeine 11 vers 33 sê, O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. En hierdie is Paulus wat, dis soos 'n uitroep hier. Hoe almagtig, hoe groot is God se verstand en sy weë net nie. Ons kan nie eens begin om dit begryp nie. Die bietjie wat ons begryp dat ons sê, wow, né? En dan het ons ook 1 Johannes 3 vers 20. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. So ons sal nooit die verstand, die gedagtes, die besluite van God 100% kan verstaan. En ons het die voorbeeld van kindertjies wat ons nie verstaan nie, maar ons weet van beter. En in daai sin net baie groter, oneindig groter, is God se verstand verby ons verstand. Want weet as ons net vat, as ons kyk na die skepping, daar is so baie in die skepping wat die mens nie verstaan nie, met al die tegnologie. En daar word nog steeds al hoe meer dinge ontdek in die natuur wat hulle nie geweet het bestaan nie. Hoeveel te meer is dit vir ons onmoontlik om die skepper van daai skepping te verstaan? Dit gaan net onmoontlik wees. Ons sal nie daarby kan uitkom nie. Maar wat vir my so mooi is oor die woord van God, alhoewel daar dinge is wat ons nie altyd kan begryp nie, ons moet dit aanvaar. En nie moedeloos raak daaroor nie. Is dat ons het die vermoë om genoeg te verstaan vir ons verlossing, oor die plan van verlossing. Die Here het dit nie vir ons so gemaak dat ons dit nie kan begryp nie, maar ons die vermoë, die gawe gegee om juis die plan van verlossing te verstaan. Jesus aan te neem uit die liefde in ons harte, as gevolg van hierdie liefde in die plan van verlossing. Nou, terwyl die apostels besig was om die evangelie te verkondig, het hulle baie aspekte van die plan van verlossing, die evangelie, deur die middel van profeseë oorgedra, vervulling van profeseë ensovoorts. Wat dan vir ons sê ook dat profesie speel 'n baie groot rol om die plan van verlossing, die evangelie boodskap aan ons te verduidelik en aan ons oor te dra. So in daai opsig speel die profeseë van die Bybel 'n baie groot rol vir ons om te help dat ons kan verstaan wat die plan van verlossing behels, wanneer sekere dinge gaan gebeur, dat mense nie moed verloor nie, ensovoorts. Die lesie sê hierso, een van die belangrikste oogmerke van profesie is om die plan van verlossing te illustreer. Die punt wat ek nou net gemaak het. Dis nie die enigste punt nie, maar dis die hoofpunt. Die hoofpunt van profesie is om Jesus uit te bring. Of sal ek sê, die sentrale fokuspunt, die fondasie van profesie, is Jesus Christus en wat hy vir ons kom doen het ten verlossing van ons sondes. En Jesus moet in al ons Bybelstudies, en ons luisteraars en kykers, in al ons studies, moet Jesus die onderwerp wees. Baie belangrik. Ons het 'n vraagie einde, dit sê, ja, alhoewel daar baie is wat ons nie weet nie, waarom is dit uiters belangrik om op wat ons nou weet te fokus, en dit waarvan ons weet na te volg, teenoor 'n beheptheid met wat ons nie weet nie. Ek dink wat God vir ons openbaar, hy ken sy tyd, wanneer ons iets moet weet. En wanneer ons kies om
God aan te vra om meer kennis en wysheid te kry uit sy woord uit, gaan hy ons toerus daarvoor. En dan gaan ons ware disippels kan wees, want ons ken sy woord. So ons het iets om uit te dra. Soos byvoorbeeld die 3 evangelie boodskap. Ons is geroep om hierdie boodskap uit te dra, daarom moet ons dit ken. Ja. Ja, dit is baie mooi wat jy sê. Daar's baie keer sal iemand vir iemand sê, jy's nie reg vir die waarheid nie. Ons is nie altyd reg vir sekere dinge op sekere tye nie. En ons moet God toelaat om die waarheid in ons stelselmatig oor te dra, sodat ons nie verstrengel raak met dinge wat te bo ons is nie. Natuurlik die gevaar wat hier aangespreek word is om dit te aanvaar en dit toe te pas teenoor om nou 'n groot storie te maak oor die feit dat ons kan nie alles verstaan nie. Ag nee, nou gooi ek die boek maar weg. Dis wat hulle doen met die boek Openbaring. Die lesie noem dit ook. Okay, Wiets, Dinsdag. Dinsdag se opskrif van 1 April is hou die woord geheim. Daniël, hou die woord geheim. Kom ons lees Daniël 12 vers 4. Dit lees soos volg: En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Die vraag is wat het die Here hier aan Daniël gesê? En hoe verskil dit met die boek van Openbaring? Openbaring 22 vers 10 sê aan die ander kant, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. So aan die een kant sê God vir Daniël, verseël die tot aan die einde toe. Ja. Verseël die boek. Met ander woorde, die boek waarvan hy praat is Daniël self. Ja. Want kennis sal vermeerder. Yes. En teen die tyd wat Openbaring geskryf is, het die tyd vermeerder. En Ja. daar sê hy en die tyd het aangebreek. Yes, Ja. die tyd het aangebreek, die tyd is naby. Ja. En so hoekom die boek verskil van die boek van Daniël verskil van Openbaring, is Openbaring was bedoel om verstaan te word vanaf die begin af, omdat die tyd naby is. Daarteenoor sou Daniël op 'n sekere tydstip in die verre toekoms beter verstaan word. So deur die eeue heen het Christen denkers probeer verstaan en probeer uitwerk wat hierdie profeseë in Daniël vir ons wys. En daar was eers vordering gemaak na die einde van die 1260 jaar, soos dit geprofeteer was. Yes. Aan die einde van 1798, toe menigte Bybelverklaarders rondom die aarde begin het om tot die gevolgtrekking te kom dat iets skouspelagtig rondom 1843 sou gebeur. En die mees merkwaardige persoon is William Miller, oor die prediking van die groot Adventiste of groot Adventbeweging. Yes. Alhoewel hy 'n fout gemaak het en nie dadelik kon gesê dat dit is 'n hemelse heiligmaking nie en nie 'n aardse heiligmaking nie. Maar hy was naby. Yes. En dit is waar ons die geboorte van die oorblyfsel kerk van kan leer. So met ander woorde, die geboorte van ons wêreldwye beweging is 'n vervulling van Daniël se voorspelling dat kennis sal vermeerder gedurende hierdie tyd van die einde. Ja, hierdie is 'n baie belangrike punt. Want aan hom is gesê, aan Daniël is gesê, hou die boek, hou hom geheim, sit hom in jou kluis, sluit hom toe. Tot die tyd van die einde, en baie sal dit ondersoek en dit verstaan. En hierdie tydperk van 1798 en daar rondom word in die geskiedenis genoem the Great Awakening. Want mense reg rondom die wêreld het begin om die profeseë van Daniël en Openbaring te studeer. Die profeseë in die Bybel, daar het 'n groot belangstelling gekom reg rondom die wêreld in elke land op hierdie planeet. Maar die een wat die grootste impak gehad het, was die beweging van William Miller wat hy begin het. En uit hom uit, natuurlik het hulle gedink dis die wederkoms, Jesus het nie gekom nie. En daaruit het mense gesê, maar wat beteken dit dan as dit nie die wederkoms is nie? Verder gestudeer en daardeur is daai profesie vervul dat die kennis het vermeerder. Met ander woorde, dit is 'n belangrike punt hierdie is,
Wanneer is die tyd van die einde? Wanneer het begin? 1798. Toe die paus deur Berthier in die gevange geneem is en in die tronk gegooi is. En die pauslike regering daar 'n dodelike wond gekry het. Dit is net so interessant daaroor Dis gesit. baie Dankie interessant. Wiets. Dit is eintlik hartseer om te dink oor hoeveel mense in die duisternis nog is wat sê die boek van Openbaring of Daniël is te moeilik om te verstaan. Ja. Ek wil dit nie lees nie. Ja. Alhoewel Openbaring 1 vers 3 sê geseënd is die wat die profeseë van die boek lees. Amen. En iets so basies soos die 7-dag Sabbat wat al in Eden in plek was, is bloot te moeilik vir party mense om te verstaan. Alhoewel dit eintlik so eenvoudig is met die hulp van die Heilige Gees. Amen. So ons moet eintlik dankbaar en nederig wees met die kennis wat ons uit hierdie boeke kry. Ja, dit het van die Here afkom, dis geprofeteer dat hierdie dinge gaan gebeur. So ons het eintlik baie te danke aan William Miller. Alhoewel William Miller die gebeurtenis van daai profesie verkeerd verstaan het. Net soos vir die disippels. Jesus wat hy sou kom doen, sy verheerliking verkeerd verstaan het. Sy verheerliking was op die kruis. Hulle dink sy verheerliking gaan wees op die troon om Israel te regeer. Hulle het geweet die tyd is naby. Hulle het geweet die tyd van die Messias. Jesus het vir hulle gesê die tyd is nou baie naby. Maar hulle kon nie verstaan dat wanneer hy vir hulle reg het gesê, hoor hierso ek gaan oorgelewer word, hulle gaan my doodmaak nie. Het selfs hulle nie verstaan nie. En in dieselfde manier het William Miller nie verstaan presies waaroor dit gaan. Hy het 'n fout gemaak. Maar die prinsip wat hy gebruik het en dit wat uitgekom het uit sy studies, het die grondslag gelê vir ons om die grondfase gelê vir ons om die Bybelprofesie vandag beter te kan verstaan deur sy metode te gebruik. En natuurlik nie dieselfde foute maak om te probeer om 'n datum vas te stel nie. En dit was sy fout geweest. Maar ons sal later in die lesie sal ons kyk na alles wat daar rondom gebeur het. Die leesvraag ons moet kyk, ons is mos nou by Woensdag, né? Yes. Om die woord te bestudeer. Die leesvraag ons kyk na Matteus 5 vers 8, 2 Timoteus 3 vers 15 tot 17, Lukas 24 vers 27. Dit lees. Ek gaan begin met Matteus 5:18. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Nou die vraag wat gevra word is, wat leer hierdie verse ons oor hoe om Bybelprofesie te benader? So in Matteus 5 vers 18 sien ons dadelik, ons kan nie die wet wil weggooi nie. Want die wet en die profete, as jy voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Dit moet gebeur. Daar's vir Jesus gevra, wat is die grootste wet? Ek sê liefde tot God, liefde tot jou naaste. En toe sê hy, om hierdie twee hang die hele wet en die profete. Die profete is ingesluit by die wet, so ons kan nie die wet weggooi nie. 2 Timoteus 3 vers 15 tot 17. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. So, die skrif maak ons wys tot saligheid in Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ons moet toelaat dat die woord ons leer. Lukas 24:27. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Die hele skrif moet in ag geneem word. Nie net 'n versie hier of 'n versie daar nie, maar wat die hele skrif sê omtrent 'n onderwerp. Sien, die Bybel is soos 'n legkaart. My suster en my ma, hulle is baie lief vir legkaart. Hulle kry die mooiste legkaart en dan sal hulle nou ure en dae en maande spandeer om die dinge mekaar te sit. Of miskien is dit dat ek nie daarvan hou nie. Ek kan nie dink waar ek ooit sal tyd kry om dit te kan doen. En dan sal hulle dit ook raam. Die plak dit vas en hulle raam dit. En dit is die pragtigste skilderye, afdrukke van die pragtigste skilderye van 'n sonsondergang of 'n pragtige ou stad. En as jy begin met die legkaart, dan kan 'n mens sê, okay, hierdie begin te lyk na blommetjies. Dan dink jy, okay, hierdie legkaart gaan oor blommetjies. Maar soos jy verder gaan, sal jy sien as 'n kat. Ja, hier's 'n kat. En hierso sien jy hier's iemand se voete.
En hier soos 'n straatjie, op die einde van die dag, hoe meer jy die legkaart aan mekaar sit, hoe meer duideliker word die prentjie. En 'n mens kan nie verwag om van 1 of 2 of 3 stukkies te weet wat aangaan nie. Jy moet deur die hele legkaart gaan, want daai heel laaste stukkie kan miskien ietsie wees, 'n handsak of ietsie wat betekenis gee, wat die prentjie volmaak. En dit is hoe ons ook na die Bybel moet kyk. Baie mense sien die Bybel net as gesegdes en sê goeders om ons te help deur die lewe. Jy ken nie die Gideon Bybeltjies. Hulle los die Gideon Bybeltjies, fantastiese projek. Los in hotelle, hulle het vir ons gegee ons in die weermag was. Oral in die publiek los hulle van hierdie Bybeltjies. Gewoonlik 'n Nuwe Testament so 'n kleintjie. Ander Bybels ook. Maar dan sal daar aan die voorkant sal daar plekke wees wat sê, is jy hartseer, dan gee jy 'n paar teksverse. Iemand in die dood afgestaan, paar teksverse. En 'n hele paar onderwerpe. En mense kyk na die Bybel as dit. So daai is alles wat die Bybel te sê het oor wanneer jy iemand verloor aan die dood. Nee, dit is nie. Hierdie is 'n baie kort opsomming, net 'n paar versies om jou te bemoedig. Wat die Bybel te sê het, Ou Testament en Nuwe Testament, oor daai onderwerp is soveel breër. En die Bybel is nie net wyse spreuke, wyse woordjies nie. Dit is nie net te doen met die hiernamaals se ewige lewe nie, maar met ons lewe in diepte ook hier waar ons is vandag. Wanneer ons dan die Bybel benader, moet ons versigtig wees dat ons nie op daardie manier wat ons in die Bybel lees buite konteks. As ons dit gaan sien op daai manier en dat dit nie soos 'n legkaart is wat alles mekaar vaspas nie, kan ons 'n stukkie hier gebruik om net om iets anders te sê wat in kontras is met die res van die Bybel, sonder om dit te weet. Want ons het net een stukkie van die legkaart, ons het nog nie die hele legkaart mekaar om te sien pas hy in nie. En dit is baie gevaarlik. Dit sê hier so deels het dit daartoe gelei, hierdie konsep. Het dit daartoe gelei dat 'n konstante toevoer van moderne boeke oor profeseë elke jaar opgedateer moet word, omdat dit verkeerd was oor wat voorspel was en wanneer dit sou gebeur. Ek kyk na hierdie groot ryk predikers op die TV met die massa kerke wat die profeseë gee. En dan kom daai profeseë en dan gebeur dit en dan sê Trump gaan wen. Trump het toe nie gewen nie. Ek praat met sy na sy eerste wat snaam. So baie van hulle geprofeteer. Ek profeteer, ek sien daarso is hierdie ding en hy het nie gewen nie. En nou die laaste keer ja. En hulle moes backtrack. Want die mense vat 'n stukkie van die Bybel en sê, die Bybel praat van Trump. Maar jy vergeet dan wat die res van die Bybel sê. En waar hierdie legkaartstuk inpas by die res van die Bybel, dan kan 'n mens uit verband uittrek. En dit is gevaarlik. En mens kan baie ander mense mislei. En dis wat die duiwel wil hê. Want onthou nou, hierdie profeseë help ons om die plan van verlossing en die verlossing in Jesus beter te verstaan en hoe dit uit gaan speel in ons lewens en in die wêreld. Dit is so belangrik om nie net 'n paar teksverse te vat, maar om te weet wat die hele Bybel omtrent onderwerp sê. As iemand my moet vra wat is my gunsteling teksvers of wat is my gunsteling teks in die Bybel, gaan ek sê konteks. Ja. Want dis 'n goeie punt. Dis waar soos oom sê, dit is so gevaarlik om een gedeeltetjie, een versie uit die Bybel te vat en hom so te verdraai sodat dit ons woorde kan pas. Ja. En dit is ongelukkig is dit hartseer, maar daar's so baie waar daar gepreek word en dan vat die predikant en hy Google versies oor hartseer en dan kom die klomp versies op. En partykeer het dit niks te doen met hartseer nie, dit het eintlik net te doen met God se krag of enigiets anders. Ja. En dit is baie gevaarlik om daai versies buite konteks te vat, want selfs Satan het probeer om Jesus te mislei met Bybelversies. Yes. En weet jy hoe maklik is dit vir ons om 'n stukkie van die Bybel te vat en te wil maak dat dit moet aanpas by wat ons wil hê dit moet sê. Dit gebeur baie maklik. Daai versoeking het al na my toe gekom in 'n Bybelstudie en ek moes in myself gestop en gesê nee, jy kan nie dit doen nie. Gaan eerder terug en kyk wat die Bybel sê oor 'n onderwerp.
So dit gebeur baie maklik. Maar toe die duiwel Jesus versoek met die woord, die duiwel ook sê, maar daar staan geskrywe. Toe antwoord Jesus hom, maar daar staan ook geskrywe. So wat is die teks? Konteks. Is 'n goeie en ek gaan hom nie vergeet nie. Dankie Wiets. Die vraag hier aan die onderkant sê, deel 'n ondervinding wat jy gehad het met diegene wat net sekere teksverse gekies het om hulle siening oor byvoorbeeld die toestand van die dode te bewys, of selfs oor die Sabbat. Wat is die beste manier om op so iets te reageer? En ek wil julle aanmoedig, Sabbat by die kerk, deel dit gerus met die klas. Vra u studente wat die klas gaan aanbied om voor te berei. Kontak hulle voor die tyd en vra hulle, hoor ek wil graag hê jy moet my help met hierdie vraag om hierdie vraag te beantwoord. En deel dan julle ondervindings met mekaar en so kan ons met mekaar leer. Nou verlede Sabbat was daar 'n vraag gewees, juis oor die Sabbat, en ons kon mekaar gehelp en vir die persoon gesê, hoor hierso, wys hulle na daai gedeelte toe, laat hulle na dit gaan kyk en na dit gaan kyk. En die persoon sê baie dankie, dit gaan baie help. So ek wil julle aanmoedig om dit te doen. Ons is dan nou by Donderdag. Dan vir Wiets, wat is die datum daar? Hier is ons te lig vir my. 3 April. Die 3de April. Figuurlik of letterlik. En dit is iets waarmee baie mense, selfs in ons kerk, nie sukkel om oor mee saam te stem. Die 144.000 van die boek Openbaring. Is dit 'n letterlike getal of is dit 'n figuurlike getal? Is dit 'n letterlike 144.000 mense of is daar 'n simboliese 'n punt agter daai getal? Dit is 'n vraag waarmee ons as Adventiste nie almal ooreenstem nie. Ek dink as dit 144.000 was, sou ek nou bang gewees het. Ja, dis 'n bietjie min, hè. Ja. Maar dis nog net een voorbeeld, né? Die lesie sê hierso die deurslaggewende manier om te kyk hoe daardie simbool reg deur die Bybel gebruik word, in teenstelling met om te kyk hoe die simbool in hedendaagse tye gebruik word. Mense kyk na wat gebeur in die wêreld. En dan probeer hulle dit wat die Bybel sê inpas by wat gebeur in die wêreld. Oorlog tussen Israel en Gaza of Rusland en Oekraïne. En dan sê hulle ja. Hierdie beer van Openbaring 7 met die 3 ribbes wat aan die een kant opgelig is. Dit is Rusland. Want die simbool vir die Russe vir Rusland is 'n beer. Jy sien? So as 'n mens gaan probeer om die Bybel te laat die simboliese taal van die Bybel inpas by wat jy op die nuus sien, gaan jy fout maak. Wat ons moet doen, wat die lesie hierso sê, is ons moet kyk wat die lesie sê, wat die hele Bybel sê, wanneer dit praat van hierdie, soos byvoorbeeld die Bybel praat van horings. En dan word dit geopenbaar, dit is koninkryke, né? Hier's 'n paar verse wat dit aangee. Daniël 7 vers 7 sê, en daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot eystertande gehad, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap, en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Dan lees ons in Daniël 8 vers 3, en ek het my oë opgeslaan en gesien, en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier, en hy het 2 horings gehad, en die 2 horings was hoog, ook was die een hoër as die ander, en die hoogste het laaste uitgekom. Daniël 7:24. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. So hierso sien ons dat hierdie diere en hierdie horings verteenwoordig koninkryke. Konings en koninkryke, né? Openbaring 1 vers 16, Efesiërs 6 vers 17 en Hebreërs 4 vers 12. Ek lees eers Openbaring 1 vers 16. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Okay, nou wat hierso is letterlik en wat is simbolies? Hy het 'n mond. Christus het 'n mond. So die mond hierso is 'n letterlike mond. Maar loop Jesus met 'n swaard wat uit sy mond uitsteek hier. Duidelik is dit simbolies, né?
Efesiërs 6 vers 17. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Hier verduidelik die Bybel dat die swaard van die Gees is die woord van God. Dit sê die helm van verlossing, so die helm beskerm die brein, jou verlossing, jou versekering, jou sekerheid dat jy is verlos in Christus, né? Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Hier word as 'n symbool gebruik. Nou gaan ons verduidelik hoekom dit so sê. En dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Met ander woorde, die woord van God spreek tot hier diep binne in jou. Dit openbaar die geheime kamers in jou hart. Dan is hier so Openbaring 12 vers 1, 12 vers 2, Efesiërs 5, 31 en 32, Jeremia 6 vers 2. Openbaring 12 vers 1 sê, en 'n groot teken in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Nou wanneer die Bybel praat, en ons sal nog daarna kyk, van 'n vrou in profetiese taal, waar daar so baie simbole gebruik word, is dit gewoonlik 'n kerk. Of die ware kerk, of die gevalle kerk, wat gehoreer het. Haar man verneek het met 'n ander man, 'n ander heer volg en gehoorsaam. So hier word nou weer 'n vrou genoem, en sy is bekleed met die son. Baie duidelik is dit nie letterlik nie. Die son is die heerlikheid of die geregtigheid van Christus wat verteenwoordig daar, want ons word bekleed met die geregtigheid van Christus. En die maan was onder haar voete, wat die reinheid verteenwoordig, want die maan is nie besoedel met sonde soos die aarde nie. En op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Hierdie 12 sterre is die 12 apostels, né? Openbaring 21 vers 2. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God in die hemel toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. So hier is die stad wat die hemel gaan neerdal, en dit word vergelyk met wat? 'n bruid wat vir haar man versier is. So dit gaan 'n werklike stad wees, wat simbolies verteenwoordig word deur 'n vrou. Efesiërs 5 vers 31 en 32, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Dis weer simbolies, né? Hierdie verbondenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Dis nou weer 'n simbool om te wys die eenheid wat daar moet bestaan tussen Christus en sy gemeente. Waar Jesus gesê het, julle moet in my wees, né? Soos wat die lote aan die wynstok is. Jeremia 6 vers 2. Die mooie en die verwerpte verdelg ek, die dogter van Sion. Hier word die kinders van God 'n dogter genoem, die dogter van Sion. So deur hierdie eenvoudige reëls toe te pas, naamlik dat die Bybel toelaat dat hy homself moet verduidelik. Soos ons nog sien al hierdie verse, die Bybel verduidelik vir ons waarvan hy praat, wat hy bedoel. Die stad voorberei soos 'n vrou. En as ons die Bybel gaan toelaat om homself te verduidelik, om te sien wat die Bybel, soos byvoorbeeld die Bybel praat van baie waters in Openbaring. Later sê die engel van die baie waters is menigtes nasies, volke en tale. So dit word aan ons verduidelik, né? In Daniël 8 word daar gesê, die bokram met die groot horing is die Grieke. Die groot horing is die eerste koning. So die Bybel verduidelik self wat hierdie simbole beteken. Dit is juist hoekom oom nou verduidelik het dat die Bybel is soos 'n legkaart. Yes. Hy moet, jy skry die een stukkie en as jy die ander stukkie bymekaar sit, dan sien jy, okay, Ja. dit is waar hy pas. Ja. En wie dit gebeur baie keer wat jy 'n legkaart het en jy dan klaar gebou en dan is daar 2 of 3 ekstra stukkies. Gebeur baie keer wat nie inpas enige plek nie. En ons kan dit net identifiseer as ons die legkaart bou en hulle by mekaar pas, gedeeltes in die Bybel met mekaar vergelyk. Nou as jy 'n vraag, indien sommige van die simbole en profesieë verborge sou gebly het, hoe kan ons deur te fokus op wat ons wel verstaan, ons geloof versterk? Ek glo daar is gedeeltes van die profesieë wat ons nie 100% gaan verstaan nie. Die rede is, dis nie nodig vir ons verlossing nie. Ons moet nou nie maak of breek oor goed wat ons nie verstaan nie. Goed waaroor ons nie ooreenstem. Solank dit nie te doen het met jou redding nie.
Solank dit jou nie kan skei van die ewige lewe weg van Christus af nie, moet ons nie ons koppe daaroor breek nie. Ja. Ons gaan nie met alles saamstem nie. Die Here gaan nog baie dinge, nie net die 1000 jaar wat ons in die hemel gaan wees voor ons af terugkom aarde toe nie. Tot in ewigheid gaan die woord van God nog steeds in ons verduidelik en geopenbaar word, gaan ons nog meer en meer verstaan en leef. Ja. Nee? Wiets, sal jy vir ons asseblief Vrydag doen? Die eerste vraag hier op Vrydag lees soos volg. Op watter maniere kan die bestudering van profesie jou geloof grootliks vermeerder? Watter profesieë, sommige wat duisende jare gelede geskrywe was, oor gebeurtenisse wat honderde jare, indien nie duisende jare, later sou gebeur nie, het gehelp om jou vertroue in die Bybel en nog meer belangrik, in die God wat dit geïnspireer het, te vermeerder. Hoe byvoorbeeld gee Daniël 2 ons kragtige en logiese redes om te vertrou dat God nie net bestaan het nie, maar dat hy die toekoms ook ken. Ja, dis 'n baie goeie vraag. Veral met Daniël 2, ek dink ek het dit by Doug Batchelor gesien in 1999 toe hy daai programme gedoen het. Ek gebruik dit vandag nog, die illustrasie. As jy kyk na die beeld van Daniël 2, het dit mos na die koninkryke vooruitgewys, duisende jare in die toekoms in. Dat na Babylon gaan daar 'n ander koninkryk wees van silwer, gaan 'n ander koninkryk wees van brons, gaan 'n ander koninkryk wees van yster. Dan is dit die voet en die yster, dan gaan nie weer een koninkryk wees nie. Die voete van yster en klei en die tone van yster en klei. En dan natuurlik die klip wat loskom in die beeld vernietig. En so kan ons in die geskiedenisboeke sien dat alles het presies so gebeur. Inteendeel, selfs die metale wat gebruik is 'n baie goeie verteenwoordiging van daai nasies, want die geldeenheid van die Meders en die Perse was silwer geweest. Die Grieke se pantser wat hulle aangehaal het in oorlog was gepoleerde koper geweest. Die geskiedenis praat van hoe dit soos vuur lyk wat aangemasseer kom. En dan praat almal van die ysterrome, né? Wat die paaie gelê, die ysterklip paaie gelê. So as ons in die geskiedenis terugkyk nou, sien ons maar alles wat gesê is, het net so gebeur. God het die tyd, tot en met vandag toe, daar nog nie weer een koninkryk opgestaan wat almal regeer nie. Almal probeer, baie het probeer in geval, hulle sal bly val, totdat wat gebeur, totdat die klip loskom. So hoe weet ons, maar die klip wat loskom en die wêreldskoninkryke vernietig, is die wederkoms van Christus. So hoe weet ons dat Jesus gaan kom? Jesus gaan kom, want alles het gebeur, en dan gebruik ek illustrasies soos wat Doug Batchelor het gebruik het, en ek sê, jy wil vir my kom kuier, dan gee ek nou vir jou aanwysing, jy weet nie waar ek bly nie. En dan kom jy by hierdie stopstraat, en daarso gaan jy Eskimo's sien wat in die mielielande met 'n bootjie sit en roei dat die stopspoor staan. Daar moet jy links gaan. Dan gaan jy reg aan gaan, daar 'n pink olifant met geel kolle wees aan die regterkant. Daar moet jy regs gaan. En dan gaan jy kom oor 'n bruggie wat oor 'n rivier gaan. Die rivier het chocolate. Dis chocolate sous die rivier. En as jy verby die bruggie sien, dan maak jy pad te draai en as 'n bult agter die bult is my huis. En jy klim in jou kar en jy kom by die eerste stopstraat en wat sien jy daar? My jene, daar's 'n Eskimo in 'n bootjie besig om te roei in die mielielande. Daar draai jy links. En as jy aan die ander kant is iets en as jy nader moet sien, wag, dit is 'n pink olifant met geel kolle. Daar draai jy toe regs. My jene, alles wat ek sê dit het gebeur. Dan kom jy by die rivier en jy stop, jy daar's 'n manier jy proe chocolate sous. Maak al jou bottels vol en jy ry. Wat verwag om te sien agter die bult wat jy daar voor jou sien? My huis, hoekom? Want alles het gebeur soos dit gesê is, né? En dit is hoekom ons geloof en vertroue in die Here kan hê. Jesus gaan kom. Hy gaan ons kom red. Ja. Want alles wat hy gesê het gebeur soos hy gesê het. Jesus het vir sy disippels gesê, ek het dit vir julle vooruit gesê, sodat julle kan weet, dis ek wat dit vir julle gesê het. Dat ons geloof aan hom kan hê. Amen. Persoonlike klein getuienis, toe ek net begin om hierdie waarhede te begin leer, het ek die Daniël 2 studie saam met hom David gedoen. En dit is toe ek besef dat die Bybel is regtig waar. Ja. Mens wil dit altyd glo, maar daar's klein bietjie twyfel. Maar toe ek Daniël 2 lees en gesien het dat dit het presies so gebeur, dit soos iets wat van my skouers afgaan. Ja. Dit is so, ek kan nou glo en vertrou. Ja, Dis net werklik waar. Ja, het ek daai voorbeeld met jou ook gebruik? Okay. Dink jy dit weer gehoor? Okay. Volgende vraag. Die volgende vraag sê hierso:
Wat is die beste maniere om onsself teen die baie wilde en spekulerende pogings om die profeseë te interpreteer, soms selfs diegene in ons eie kerk te beskerm? Waarom moet ons versigtig wees om alle dinge te beproef en die goeie te behou, soos 1 Tessalonisense 5 vers 21 sê? Ja, is baie belangrik. Ons moet alle dinge beproef om seker te maak of wat na ons gebring word nie miskien die waarheid is. Nie om te sien of ons kan fout vind daarin nie. Toe ek het groot geword in die kerk. Ek het groot geword met hierdie profeseë. Van kleins af was hier so seminare gewees. My pa het 'n projektor gehad waar die skyfies gehad het. Elke aand het ons hierdie studies gekyk wat jy op 'n tyd geluister het. Maar toe ek 'n man word, toe dink ek, ons is weird. Miskien is ons die anti-kris onder 'n dekmantel. En ek het die ander gelowe, die ander kerke gaan ondersoek, nie om foute te vind nie, maar om te kyk, miskien het hulle die waarheid. Hoekom sien hulle dit en so baie van hulle wat hulle sien? En ek het op daai manier gaan ondersoek en stel, soos wat dit hierso sê, beproef alle dinge. Almal stem met my saam wat 'n mens moet doen nie. Maar dis die proses wat ek gevolg het. En deur daardie eerlike soeke het God my weer teruggebring. En kan ek sê, wow, Here, wat 'n voorreg dat U my toegelaat het om in hierdie kerk groot te word, om die waarheid te hê van kleins af. Wat 'n eer en voorreg. En 'n paar punte wat vir my belangrik uitstaan wat ons moet leer is, die Bybel moet ons self vertolk. Daar's baie goeie ding wat geskryf is wat ons help verstaan in ander boeke, soos die boek oor Openbaring wat Stefanos wat is die man se naam? Hy's 'n Rus. Hy het 'n reeks op die TV ook gegee, The Revelation of Jesus Christ. Stefanos Stefanovic. Verskriklik 'n goeie boek. Maar alhoewel daar sulke boeke is wat jou help om te verstaan, moet die Bybel nog steeds jou bloudruk wees. Waar jy die betekenisse gaan soek. En die teksverse met mekaar vergelyk en die profeseë met mekaar vergelyk om te kyk hoe die legkaarte mekaar pas. En die Bybel toelaat, nie wat in die wêreld gebeur tans nie. Want die duiwel is besig om groot dinge in die wêreld te laat gebeur om die miskonsepsies juis van die eindtydse profeseë vir daai mense te bevestig wat in die verkeerde dinge glo. En nie die Bybel gebruik wat die Bybel onsself verduidelik nie. Dit is my baie groot aspek wat uitkom. Dit is waar, ja, die laaste ding wat ek net ook wil bylas is baie nuwe adventiste wanneer hulle hierdie nuus hoor van hierdie profeseë, moet hulle versigtig wees om nie te vinnig sonder verstaaning te gaan en dit dalk verkeerd oor te dra nie. Ja. Want dan is dit klomp saadjies wat jy plant en hulle gaan soek dit en hulle sien, okay, dit is nie eintlik so nie. En nee, dan stel ek nie belang nie. Ja. So dit is reg om opgewonde te wees daaroor, maar gaan maak seker en bestudeer die Bybel en kry die verse, memoriseer dit en wees gereed. Ja. Ons gaan eintlik nooit 100% gereed uit ons eie uit wees nie. Die Heilige Gees gaan ons in staat stel om hierdie goeie nuus te vertel. Ja. Maar ja, maak seker. Die beste manier om nie dat ons 'n produk verkoop nie. Maar dieselfde prinsip geld hier ook. Ek is opgelei om mense op te lei om bemarking te doen, om goed te verkoop. En een baie belangrike punt is, jy moet opgewonde wees oor die produk. Nommer 1. Jy kan nie opgewonde wees oor jou produk as jy nie nommer 2 jou produk ken. Ken jou produk, ken sy swakpunte, ken sy sterkpunte en wees opgewonde daaroor. Jy kan net opgewonde daaroor wees as jy dit ken. Dan wanneer jy dit oordra, jy hoef nie probeer om opgewonde te wees. Jy hoef nie probeer om dit te verkoop nie. Selfs net jou liggaamstaal dat jy opgewonde daaroor is, sonder te probeer, gaan die produk aan iemand oordra. En dieselfde hierso, jy moet die woord van God ken. Jy moet hierdie profeseë ken. Moenie goed glo wat jou kerk jou leer, net omdat jou kerk jou dit leer nie. Gemaak self seker, maak 'n diep studie, gaan kyk na die geskiedenis, doen diep ondersoek, om te kyk of die dinge wat my kerk preek, leer, wel die waarheid is.
Want Jesus het gesê in die laaste dag gaan daar baie valse Christene, baie valse profete kom en baie mense mislei. So maak saak wat se kerkie, Adventiste kerk, wat se kerk, maak jouself seker dat wat jou kerk preek en leer is die waarheid volgens die woord van God. Piet, laat my toe dat ek afsluit met hierdie aanhaling wat vir ons gegee is by Vrydag se lesie. Deur Ellen G. White, die groot stryd, bladsy 341, 342. Ek wil graag hierdie 3 paragrawe vir ons lees. Die van u wat nog nie die lesie het nie, gaan gerus na ons webtuiste toe. Dit is sabbatskoolles.weebly.com. Dit is hier so onder vir julle gesit. Jy kan ook na die beskrywing van die video ondergaan en daarso waar staan webtuiste, is die adres daar, jy kan op klik en daarso gaan u dan as jy webtuiste oopmaak, klik op hierdie week se les en dan gaan u 'n skakel kry waar u die les in PDF vorm en die hele kwartaal se lesse in PDF vorm kan aflaai. En dan kan jy saam met ons die lessies ook so behandel. Kom ek lees hierdie ter afsluiting, dan sal ek vir ons afsluit met gebed. Predikante, sowel as die volk, het verklaar dat die profeseë van Daniël Openbaring onverstaanbare verborgenhede was. Maar Christus het die aandag van sy disippels op die woorde van die profeet Daniël gevestig, aangaande gebeurtenisse wat in hulle tyd sou plaasvind. Hy het gesê, laat hy wat lees oplet, Matteus 24:15. En die bewering dat die openbaring 'n verborgenheid is wat nie verstaan kan word nie, is weerspreek deur die titel van die boek, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. So, die boek se naam is Openbaring. Om wat dit doen? Sodat ons kan weet wat gaan gebeur. Hoekom sal dit dan 'n boek wees dat jy nie kan verstaan nie? Want dit sê ook hier in vers 3, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, en wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Met die oog op die gebeurtenis van die woord. Hoe durf mense leer dat die openbaring 'n verborgenheid is, buite bereik van die menslike verstand? Dit is 'n verborgenheid wat geopenbaar is, 'n geopende boek. Die ondersoek van Openbaring vestig ons aandag op die profeseë van Daniël en albei gee die belangrikste onderrig van God aan die mens aangaande die gebeurtenisse wat moet plaasvind aan die einde van die wêreld se geskiedenis. Aan Johannes is uiters interessante en aangrypende tonele uit die wedervaringe van die kerk getoon. Hy het die posisie, gevare, stryd en uiteindelike verlossing van God se volk gesien. Hy beskryf die slotboodskappe wat die oes van die wêreld sal ryp maak, of as die gerwe vir die hemelse skuur, of as die bondels vir die vuur van verwoesting. Onderworpe van die allerhoogste belang, veral vir die laaste kerk, is aan hom geopenbaar sodat diegene wat hulle van dwaalleer tot die waarheid wil bekeer, onderrig kan word aangaande die gevare en die stryd voor hulle. Niemand hoef in die duisternis te verkeer aangaande die dinge wat oor die aarde sal kom nie. Ek wil hierdie laaste ene weer lees. Niemand hoef in duisternis te verkeer aangaande die dinge wat oor die aarde sal kom nie. Dis mooi gestel. Nee? Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, wat 'n groot eer en voorreg dat U aan ons hierdie 2 bene gegee het. Aan die laaste kerk wat geïdentifiseer word, hier is hulle wat die gebooie van God en die getuienis van Christus het. En dat die getuienis van Christus die gawe is om die Bybelse profeseë te verstaan. Help ons Here asseblief dat ons daardie gawe sal ontwikkel en met ander sal deel, sodat die duiwel se masker ontbloot kan word, en sodat ons kan sien waar die gevaar is en ons nie gevang word in sy lokvalle nie. Dankie vir hierdie Sabbatskoollessies. Dankie vir Wiets wat ons gehelp het vandag. Mag U hom ook asseblief ryklik seën. Seën tot elkeen wat kyk, wat luister, spreek tot elkeen se hart. Here, seën tot elkeen asseblief wat ons ondersteun in hierdie bediening. Dit help geweldig baie. Ons dank U Vader in Jesus se naam. Amen.